TGBN TV. Goeiedag kykers, baie welkom hier by TGBN TV Online. Baie welkom hier by my program, ek is Piet Joubert en my program is jy gereed? Ons wil ten eerste vir ons Vader wat in die hemel is, sê baie dankie vir hierdie platform wat hy vir ons geskenk het, sodat ons sy woord kan uitdra en kan luister ook na dit wat hy vir ons wil sê. Ten tweede wil ek baie dankie sê aan pastoor Letitia Reineke vir haar harde werk agter die skerms en al die aanvalle wat sy kry en die dinge wat haar teëspoed gee, sodat haar werk weer moeilik word, maar sy byt vas en sy druk deur en elke keer kom sy fenomenaal deur. Baie dankie daarvoor pastoor Letitia. Derdens wil ek dankie sê vir my Thompson, wat my help om my lisensiegelde te betaal. Mag hy ook geseën wees in dit wat hy doen. Vierde en laastens, maar nie die laaste nie, dit is eintlik die belangrikste, is dan ook aan ons kykers. Want sonder julle kan hierdie program en hierdie TV-netwerk nie bestaan nie. Dankie ook vir julle terugvoer, want daarsonder kan ons nie verbeter nie. Ek gee vir julle my telefoonnommer, indien julle my wil skakel of wil kontak in verband met die program. Het is Piet Joubert 083 578 1035 083 578 1035. Ek herhaal dit die laaste keer. 083 578 1035. Vandag wil ek met ons praat oor twee onderwerpe wat baie verwarrend is en wat nog nie so verwarrend behoort te wees nie. Naamlik kulkunstenaars of kulkuns en wonderwerke. Ek gaan begin deur te praat oor die kulkuns. Daar is soveel kulkunstenaars in die wêreld. En ons almal weet al van die toertjies en die oorverblindery, die illusies wat hulle kan skep. Hulle kan goed so groot soos vliegtuie laat verdwyn. Hulle kan 'n muntstuk in een hand hou, dit kamptig in 'n ander hand sit en dan agter jou oor uithaal, maar die muntstuk was die hele tyd nog in dieselfde hand. Al sulke dinge wat oorverblindery is en wat ons kil. Ja, dis wat hulle doen. Hulle kil ons. Kil is om te steel. Jy nie dieselfde ding. Want jy lieg. Jy maak asof jy byvoorbeeld hierdie muntstuk uit jou linkerhand uit in jou regterhand sit, maar jy hou dit steeds in jou linkerhand en jy skep die illusie dat dit in die regterhand is. Dan maak jy die regterhand oop en daar's niks. En dan haal jy dit kamptig hier agter 'n persoon se oor uit met die linkerhand. Dit is mos leens. Dit is nou nie die waarheid nie. Jy skep 'n insident, jy skep 'n illusie wat nie waar is nie. En om hierdie illusie te skep, beïndruk jy mense wat dink, ja, daai ou is daar maar goed. Kyk hoe laat hy daai ding verdwyn. Kyk hoe laat hy daai ding verdwyn, of kyk hoe doen hy dit, of kyk hoe doen hy dat. Maar dis alles kulkunstery. Dit is nie werklik nie. Dit is nie die waarheid nie. Dit is nie die pad wat 'n Christen mens behoort te loop nie. Wanneer ons na hierdie goed kyk, gebruik Satan hierdie kulkunstenaar om vir ons te lieg. En illusies by ons te skep van dinge wat hy kamptig kan doen. Baie mense is so beïndruk met kulkunstenaars en waarsêers, dat ons gereeld hoor dat mense sê, ek wens ek het dit, of ek wens ek het dat. Ek wens ek kan dit doen, of ek wens ek kon dat doen. Jy mag nie wens nie. Want wens is om te begeer. En in Eksodus 20 vers 17
lees ons dat jy nie mag begeer nie. Want om te begeer is 'n sonde. Baie mense sal sê, en ek is self skuldig daaraan, ek wens hierdie pyn wil net weggaan. Maar ons mag nie wens nie. Dit is 'n sonde. Ons moet glo. En ons moet bid. Opreg bid. Dan sal ons daardie verlossing kry. En sal ons die waarheid kry. Maar hierdie kulkunstenaar, hulle bring soveel illusies voor die mense se oë. Ek weet van kerke wat gehou is in tente. Dan stroom die mense daarheen. Want mense word gesond, hulle staan op met rolstoele en hulle loop. Kulkunstenaars. Ek sê nie almal van hulle nie. Maar baie van hulle is kulkunstenaars. Baie van hulle betaal daardie persoon in daardie rolstoel om te maak of hulle verlam is. En dan kan toch op te staan en te loop. Want hulle is gierig. Die mense wil meer en meer geld in die kassie of die sakkie of wat ook al gooi, waar die offerande opgeneem word. Sulke pastore of priesters of predikers of wat hulle self ook al doen, moet baie mooi dink wat hulle doen. Want hulle is besig om 'n sonde te pleeg voor die oë van God, wat nie maklik vergewe gaan word nie. Want hulle spot met die Here. Hulle spot met God. Hulle maak of hulle God is. Asof hierdie mense kan loop deur die gebed wat hulle gedoen het. Meantime is dit nie waar nie. Ek en jy moet ons nie so laat mislei nie. Ek en jy moet ophou om te wens. Ek en jy moet ophou om te gaan kyk na hierdie vertonings. En dit selfs op televisie te volg en te kyk. Ek en jy moet opreg uitreik en vir die mense die waarheid wys. Die waarheid wat net deur Jesus Christus aan ons verkondig kan word. Wat net deur die Heilige Gees aan ons oopgebreek kan word. Sodat ons dit kan sien vir wat dit is. En dat ons nie deur oorverblindery op 'n dwaalspoor gelei sal word en dan eendag in die hel sal opland nie. Nie ek of jy wil hel toe gaan nie. Daarom moet ons ophou om te wens vir dit en te wens vir dat. Ons moet ophou met kulkunstenary. Ons moet ophou met die waarsêery. Ons moet ophou om die sterrevoorspel te lees. Want dit is waarsêers. En die Here sê vir ons in sy woord, ons moet ons nie daarmee ophou nie. Want daardie mense weet nie wat dit is wat God elke dag gaan doen nie. En waarsêer kan vir jou sê dit en dit en dit gaan gebeur. En dan glo jy dit. Dan gebeur die teenoorgestelde. Dan sê jy, maar hy waarsêer het so en so en so gesê, hy lieg, of sy lieg. Hulle lieg van die begin af. Of hierdie dinge gebeur, omdat jy dit geglo dit sal gebeur. Maar jy het nie geglo in die naam van Jesus Christus nie. Dit het gebeur omdat jy geglo het, wat die waarsêer gesê het, in die naam van Satan. En daarom het hierdie dinge met jou gebeur. Jy moet nie daarna kyk, jy moet wegkyk. Moet jou ore toedruk as jy hierdie dinge hoor. Wanneer jy hierdie dinge sien in tydskrifte en koerante, of selfs op jou foon of jou media, skryf verby. Blok dit as jy kan, want dit is nie op jou van toepassing nie. Dit is nie op my van toepassing nie. Ek en jy is kinders van die almagtige God, van die skepper van hemel en aarde, wat ook sy seun na die aarde gestuur het, vir my en vir jou.